Baie welkom by Kuier om die Woord op hierdie Woensdag. Lieflike weer, son skyn buite, lekker reën gehad. Ons is by Jesaja 49. En ek hou van hierdie opskrif, die knegt van die Here, die lig van die volke. Ek kan praat hoofletters hier, so ek praat van wie? Jesus. Die hele Ou Testament verwys na Jesus. Hierdie profeet Jesaja verwys die heeltyd na Jesus. Goed. Amen. So, Jesaja 49 is vir my, hy's die aanloop na Jesaja 50 toe, waar ons gaan kom by Jesus. Nee, uiteindelik sien ons nou waar Jesus nou in hierdie profesie inkom. Maar eintlik in Jesaja 49 begin hy al om te praat van die Messias wat gaan kom. En daar's niemand anderster wat hy eintlik van praat nie. En Jesaja 49 en Jesaja 50, actually baie mense sê Jesaja 53 praat van die kruisiging van Jesus en dit is so. Maar julle geweet in Jesaja 50 praat hy van hoe het hulle Jesus se baard uitgetrek, wat jy op nêrens anderster, jy kry dit nêrens anders in die Bybel nie. So ek het dit altyd gehoor, ek het altyd gewonder waar staan dit. So dis in Jesaja 50. Ja, die Bybel, Baie Ou Testament, vol voorspellings, alles van Jesus. Ons is baie lief vir Psalm 23, maar ons het nie besef Psalm 22 praat van die kruisiging nie. En Psalm 23 word reeds vir ons 'n werklikheid, omdat Psalm 22 praat van die 3 dae kruisoperasie, waarby ons almal ingetrek is. Daarom kan ons nou die voordele hê van Psalm 23. So die hele Ou Testament is vol voorbeelde en tipes. Yes. En met verlange kyk hulle na die verlosser wat sou kom. Ons voorreg is, ons kan dit nou lees. En ons kan terugkyk na dit het klaar gebeur. Yes. En nou ervaar ons die voordele daarvan. Okay, vers 1. Die knegt van die Here, julle sal sien knegt is met 'n hoofletter geskryf. So hy verwys na Jesus Christus. Die lig van die volke. Nou hierdie self maak my klaar opgewonde. Johannes sê, hierso die evangelie van Johannes. Hoofstuk 1, né? Ja, hoofstuk 1. Ek kwoteer jy dit sommer, want jy ken dit uit jou kop uit. Nee, nou moet jy dit vir my help gou, dan sal ek lees dit gou-gou. Okay, in die begin was die woord, En dan gaan hy aan, die ja. woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Hy is 'n persoon, die woord word nou 'n persoon, en die woord is Jesus, want 'n bietjie verder sê hy, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Yes, ek kom daarby. Hy sê, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En jy sien, ek praat dieselfde ding. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig. Wow, tot vandag toe. Wie het lig nodig in sy donker lewe? Jy weet nie wat te kan doen nie, jy weet nie wat om te doen nie, hier is jou lig. En hierdie woord wat ons vanmôre bring is Jesus. Jesus is die woord en dit bring vir jou lig. Nou vers 9, net so mooi. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. So ons sien dat daar's verskillende tipe van ligte, maar die werklike lig, want julle weet tog, daar's liggies wat skyn, wat nie van God afkom nie, nee, dis vals liggies, maar hierdie is die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En lig praat van openbaringskennis, Yes. sodat jy snap en weet wie jy is en wie die Vader is. Jesus het die lig vir ons gebring. Hy is ook die lig van die nuwe verbond, waarin ons nou is. En ons is nou sy tempels. En daai lig is nou binne ons, en die lig is ook, kom van die priesters. In die ou bedeling het die priesters die lig gedra. Wat was die lig? Openbaring, die stem van die Here laat hoor. Nou hy het ons nou gemaak, konings en priesters. Nuwe, almal van ons. Ou bedeling was net sekere mense priesters. Nuwe bedeling, almal van ons. Gaan ons dit aanvaar? Gaan ons hom aanneem? Want hy sê daar in daai selfde wat jy nou net daar gelees het, almal wat hom aangeneem het, hierdie lig aangeneem het, gee hy mag om sy kinders te wees. Dis Nie sy kinders van lig. So jy's die ligdraer, jy's nou 'n priester. Maar almal wat hom aangeneem het. Ja.
het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy Nou weer naam eens, vanmôre kan ons hom inneem, hom aanneem. Hoe doen ons dit? Ons neem sy woord aan, want hy praat hier in daai Amen. Johannes 1, van die woord het vlees geword. Hy praat in die begin was hy, noem hom nou 'n persoon, deur sy woord is alles geskep. En ons weet natuurlik, ons het onlangs 'n studie gehad, of 'n studiestuk vir julle gebring, wat dit praat eintlik meer van 'n verbondsskepping tussen God en die mens. In die begin, die Genesis, was daai verbondskepping, die ou verbondskepping, en toe kom die Here en hy maak die verbond nuut in Christus Jesus. En nou die volk was in duisternis, hulle was in donker, want hulle was weg van die Here af, hulle het afgode gedien. Toe kom Jesus en hy bring die lig van die Here weer terug. Nou vandag, baie van ons raak in die duister, raak in die donker, ons raak verswelg in ons eie opinie en godsdienstige redenasies. Tyd geword dat ons weer die lig vat. En die lig kom deur die woord. Wie kry die woord vanmôre? Amen. Wanneer jy die woord kry en jy neem dit in en jy neem dit aan, dan ervaar jy die mag wat hy jou gee om sy kind te wees van lig. Sê almal lig. Goed, daar is hy. Pragtig. Amen. Ek wil net teruggaan hoor na my eilande en luister volke wat ver is. Dit praat nie van Fisiese eilande nie. Ja, ek praat nie van fisiese eilande nie en baie mense dink ook dit is om die Joodse volk terug te bring na Israel toe. Is nie, jy moet dit nie so fisies verstaan nie. Hierdie wat hy sê eilande en volke wat ver is, praat hy van die volke wat nie Israeliete is nie, soos ons, the Gentiles, die heidene, wat Jesus voorsê, maar ek het vir julle ook. Ja, die nuwe verbond is pragtig, né? Yes. Dit is nie net een volk, die nuwe verbond het, sê Paulus dan uiteindelik in een van sy briewe, daar is nou geen Jood, geen Griek nie, nie is vrou of man nie, maar almal is een in Christus. Nuwe verbond is ons almal deel. En hoe raak jy deel? Neem hom in, neem die woord aan. Almal wat die woord aanneem, gee hy mag om deel te wees van die nuwe verbond in sy geestelike familie. Amen. Wow. OK, hy sê, die Here het my geroep van my moederskoot af. OK, gaan na Galasiërs 1, vers 15. Ja, Natuurlik praat hy van Jesus. ja, lees vir Maar ons. toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar. Oef, dit is so mooi. In my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, maar na die Gees geluister, as ek En dit net natuurlik kan as jy nou parafraseer. Efesiërs 1 vat, né? Yes. Dat dis eintlik baie mooi. Ek dink ons wil net baie vinnig daarso gou lees. Efesiërs 1. Ek kry hom net voor julle Galasiërs. Galasiërs, Efesiërs 1. Ja, lees hom gou vir ons daai 1 vers 3 en 4. Vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Okay, almal wie wil dit vat sommer nou dadelik. Amen. Jy is klaar geseën met alle geestelike seëninge wat daar in Christus vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het, om voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So voor die grondlegging van die wêreld, voordat jy gebore is, het hy jou geken en het hy klaar besluit. Dis hoe hy jou gemaak het en dis hoe jy gaan deel wees van sy lewe en hoe jy die lig gaan dra hier. Mense, ons is gebore vir 'n doel, ons leef op hierdie aarde vir 'n doel om wat te wees? Sy priesters, ligdraers, om sy lig te bring na 'n donker wêreld. Wat 'n donker wêreld? Mense wat geen kennis het van Christus nie, almal wat voortploeter op hulle eie manier en hulle kom nooit tot die openbaring van Nie Christus. wil luister En van nie. waarvoor jy geroep is nie. Ja. Nie wil luister. En as jy nie jou roeping ontdek nie, is jou lewe sinloos. Jy weet nie waarvoor jy lewe. Amen. Dan wil jy sommer doodgaan.
Jy het geen sin in die lewe nie. Maar wanneer jy sin ontdek in Christus Jesus en jy wandel voor hom in sy liefde met sy krag van sy liefde wat deur jou werk en jy bedien die mense in jou lewe. Jy het nie nodig om sendingvelde toe te gaan om dit te doen nie. Jou sendingsveld is in jou huis, in jou buurt, in jou werk waar jy besig is, waar jy in die supermark beweeg, waar jy in die ATM ry staan. Daar is jou bedieningsveld. Wow, wat doen jy? Jy dra sy lig. Jy wandel voor hom in liefde. Jy straal sy lig uit, liefde. Goed. Vers 2. Nou, ek gaan hom lees en dan sê julle vandag, jong. En dan sê julle vir my, waaraan laat dit jou dink? Ek kan sien Marco dink al klaar, maar ek weet waartoe jou gedagtes op pad is. Hy sê, en hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard. Swaard. Hebreërs 4. Vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Kan jy sien hoe mooi Ja, is en dis dit? mooi vanuit tweesnydende swaard. Jy sny vorentoe en jy sny ook terug na jouself. Amen. En wat baie mooi is, wanneer jy die woord begin deel met ander, snap jy dit eers. Kom nou. Amen. Jy kan nooit, as jy so sit en na ons luister die hele tyd, jy luister net na prediking, dan gaan jy iets verstaan, maar jy sny net een kant toe. Maar wanneer jy daai tweesnydende swaard woord in jou mond vat en jy deel dit, sê almal deel dit. Deel dit. Vat nou die 16 gereedskapvakke wat ons nou reeds het vir die toolbox. As jy dit toepassing vind en jy gaan doelbewus en jy bring troos vir mense met die woord, dan eers snap jy die woord. Dan sny daai woord eers vir jou diep terug. Tweesnydende swaard. Goed. Hy sê, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg. Wat sien julle daarin? Waar's die swaard? In jou Mond mond en hand. en in jou hand en in jou mond. In die skaduwee van daardie swaard het hy jou verberg. Met ander woorde, jy het dit die hele tyd by jou. Jy moet dit net gebruik. Amen. En hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker my weggesteek. Mooi beeldspraak, nê? En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Maar Nou kom ons noem dit weer, daar ou Israel was fisiese Israel. Yes. Nuwe Israel wie ons dit vandag is, geestelike Israel. Geestelike Israel sluit almal in, almal wat hom aangeneem het. Goed. Maar ek het gesê, en baie mense sê vandag, ag wat help dit om die Here te dien. Te vergeefs het ek my vermoei. My krag vir niks en vrugteloos verteer. Nogtans is my reg by die Here en my loon is by my God. Ja, baie keer voel 'n mens stank vir dank, né? Yes. Jy doen so baie moeite vir mense en dan kry jy stank vir dank, daai Afrikaanse spreekwoord. Moenie ophou om moeite te doen nie. Jy doen dit nie vir jouself of vir mense nie. Jy doen dit vir Jesus. En ek wil vir jou sê, die geringste wat jy doen, word raak gesien. Wat is daai? ARK staan vir a random act of kindness. Wees altyd gereed om kind te wees, om vriendelik te wees Amen. teenoor jou medemens, Amen. want dit het 'n ripple effek. Sê amen. En nou sê die Here wat my van die moederskoot af geformeer het, om sy knegt te wees, knegt hoofletter, om Jakob na hom toe terug te bring, en dat Israel by hom versamel mag word. Ek word geëer in die oë van die Here, en my God is my sterkte. Hy het gesê, hy, hoofletter, het gesê, dit is te gering, dat u my knegt sou wees om op te rig, die stamme van Jakob. Nou ek wil net gou iets hier insit. Hy praat van Jesus wat die verlosser sou wees, maar hy praat die heeltyd van 'n knegt. Wat is 'n ander woord vir knegt? Diensknegt. Diensknegt. So, Jesus was, alhoewel hy die koning van konings was en die Here van die Here, die seun van God was, het hy toe hy aarde toe gekom het, het hy 'n diensknegt geword, 100%. Ja, en hy sê, as jy wil groot wees, en almal van ons wil tog so 'n bietjie groot wees, né? Bietjie vernaam wees, bietjie belangrik. Wie hou daarvan om bietjie belangrik te voel? Hy sê, as jy wil groot wees, sê Jesus, word almal
se diensknegt. Ek wil hê jy moet hoor, pastoor Mimpie. Jy weet, ek het 'n bietjie diens nodig, hoor. As jy iets diens nodig. Ja. Word almal se diensknegt. Met ander woorde, jy het daai gesindheid van diensknegskap. Jy loop nie rond en jy hou jou kop in die lug en sê, wie gaan vir my iets doen nie. Dis 'n narcis. Wie van julle weet wat 'n narcis? 'n Narcis sê, ek en ek en ek alleen. Wat kan julle vandag vir my doen? Nee, kom ons kom uit daai mentaliteit uit. Kom ons kry 'n Jesus mentaliteit, ons is diensknegte. Goed. Okay, so kom ons gaan net terug daarna. Te vergees het ek my vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer. Onthou dat Jesus het aan die kruis gehang en hy het ervaar wat ek en jy ervaar. Hy was verlate. Niemand was by hom in sy tyd van uur nie, behalwe God die Vader, die krag van die Heilige Gees. En hy was soos 'n skaap, 'n lam, wat stom was voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Yes. So, sien dit ook in hierdie lig, dat selfs Jesus het dit gevoel. Ja. Hy het dit gevoel. Hy het gevoel, ja, ek was op hierdie aarde, ek het almal gesond gemaak, die dooies opgewek, ek het dit gedoen, en kyk wat doen hulle met my. Onthou, Jesus was 100% mens en 100% God. Hy was nie net soos 'n robot gewees wat niks gevoel het nie. Hy kon voel en hy het ervaar, soos almal van ons. Okay, watter vers is ons nou? Vers 6. Het ek een geskiep? 5. En nou sê die Here wat my van die moederskoot af geformeer het om sy knegt te wees, diensknegt, om Jakob na hom toe terug te bring en dat Israel by hom versamel mag word en ek word geëer in die oë van die Here en my God is my sterkte. Hoekom hy altyd Jakob en Israel so by mekaar noem? Onthou nou, Jakob het Israel geword. Hy was Israel en uit hom uit het die stamme, sy seuns, die 12 stamme ontstaan, want hy het 12 seuns gehad. Het woord al aan na die apostel. En hy sê, my God is my sterkte. Hy het gesê, dis te gering dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies en my heil te wees tot aan die eindes van die aarde. So sê die Here, die verlosser van Israel. Onthou nou, elke keer wat hy sê Israel, praat hy ook van, ons is die nuwe Israel. Nee, jy's nie 'n Jood. Geestelike Israel. Ja, ons is die geestelike Israel. Jy's nie 'n Jood omdat jou van diamond is nie. Maar Ja, ons het 'n diamond. Hier in die kerk waar ons nou is, yes. wat nou ons gekoop het, is 'n Joodse sinagoge en hier was so 'n gedenksteen, 'n hoeksteen, met al die name van die Jode op wat hier Begin. nou die ding begin het. Daar was Cohen en daar was Diamond en daar was wat nog? Regels. Regal. Ja. So dis waarom jy Diamond hier ingegooi het. Ja. Wat Diamond, né? Ja. Dis my naam van moes Diamond gewees het, man. Okay. Okay, hy sê, ek het u gemaak 'n lig van die nasies, weer eens verwys terug na Johannes 1 toe, om my heil te wees tot aan die eindes van die aarde. So sê die Here, die verlosser van Israel se heilige, aan die diep veragte, aan hom wat 'n afskuw is by die volk, 'n knegt van die heersers. Nou, onthou nou toe Jesus aan die kruis gehang het, hulle het net misdadigers gekruisig, nee. En om te sterf aan die kruis was 'n baie groot vernedering gewees Skandelik, vir enige iemand, want dit het gesê, jy's die skuim van die aarde. Nou, dit is wat dit so erg maak, dat hierdie volk wat hier, Jesaja die hele tyd drama mee het, hier was hulle erg, maar in Jesus se tyd was hulle op hulle ergste. Dis wat die Bybel ook voorspel het. Ek meen, hier kom die Vader met sy groot liefde deur sy seun. Hy openbaar homself as liefde. En wat doen hulle daarmee? Hulle haat hom. Kan jy dit sien? En hulle kruisig hom.
Gaan wonder dat 'n groot oordeel was op pad en dit het gelukkig plaasgevind in 70 na Christus, 40 jaar later. Jy is nou daar, gaan gou na Jesaja 50 toe, jy is nou daar, okay? En dan lees jy gou vers 6. Ek het my rug gegee vir die wat my slaan, praat van Jesus se geeseling, en my wange vir die wat my hare uitblik op my wange, sy baard uitgeblik. My aangesig het ek nie verberg, vir smaathede en bespiewing nie, hulle het op hom gespoeg. Kan julle sien dat die profetiese rede so fantasties en so akkuraat is, dat God honderde jare voordat dit gebeur 700 jaar. Ja, 700 jaar, dit voorspel. En dat alles wat dan gebeur in Christus is, hoe kan ons seker wees, hy was die Messias? Daar's geen twyfel nie. Nee. Want alles wat die profete 700 jaar voor die tyd en selfs vroeër gesê het, ek weet selfs al van Deuteronomium af is daar goed gesê. En dan in die psalms is daar heel wat gesê. En alles het net so waar geword. Hoe kan die ou Jode van vandag nog steeds Jesus verwerp daar in Israel en nie glo dat dit is werklik die Messias, terwyl hulle eie skrifte die hele tyd alles dit sê wat presies met hom gebeur het. Wow. Amen. So, hier sien jy in Jesaja 50, mens spoeg tog nie op iemand wat jy dink is iets werd nie. Hulle het op Jesus gespoeg, sy baard uitgetrek. En so, dis wat hy moes deurstaan vir jou en vir my. Hulle het 'n afskie gehad in hom. Hulle het gesê, rubbish, gemors. Hulle het nie geweet wie hulle kry. As oor die 300 sulke profetiese voorspellings, dink 300 iets in die 20. Julle kan gaan seker maak, gaan Google dit, van dit wat sou gebeur het, en almal het net so gebeur. So hoe is dit moontlik dat daar nog steeds mense vandag kan twyfel of Jesus waarlik die Messias is? Okay, vers 7. So sê die Here, die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep veragte, dit is Jesus, aan hom wat 'n afskie is by die volk, hulle het hom verafskie, 'n knegg van die heersers, konings sal dit sien en opstaan, en vorste sal hulle neerbuig ter wille van die Here. Nou ek wil net gou vir jou iets sê van hierdie vers. Hierdie vers praat van Jesus se fisiese dood, wat dit bewerk het, en hoe eventually almal voor hom neerbuig. Sien, dis alles in een vers opgesluit. Dis hoekom hy sê, vorste en hulle sal neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die heilige van Israel, wat hy uitverkies het. Laat my dink aan Filippense 2, waar hy sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Nee, fantasties dat hy dit hier al voorspel. Nee. Goed, vers 8 praat hy van die belofte van restaurasie. So sê die Here, in die tyd van die welbehae het ek u verhoor, en in die dag van huil het ek u gehelp. Nou is interessant hierso, dis ek en u is hoofletters, oral is hoofletters. Met wie praat die profeet hier? En dis asof die profeet inkyk in hoe en hy namens die Here praat. Jesus en die Vader met mekaar kommunikeer, ek en u. Nee. Kan ons die drie eenheid pragtig sien. Hier kan jy dit baie duidelik sien. En in die dag van huil het ek u gehelp, en ek, hoofletter, behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, om die land weer op te rig. Nou stop nou net daar. Om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beerwe. Nou net daar, stop nou net daar. Ek gaan nou net 'n sterretjie daar maak. Jy moet onthou dat Israel en die Joodse volk het die heeltyd 'n fisiese oplossing gesoek vir hulle probleme, vir die Romeinse juk. En elke keer wat hulle in die Bybel gelees het, het hulle dit fisies opgeneem in plaas van geestelik. Soos byvoorbeeld, ons in hierdie land sal sê, ons soek 'n fisiese oplossing vir hierdie land. En
as ons net kan verstaan dat die geestelike riem, alle oplossings kom eers in die geestelike riem en dan werk dit deur na die fisiese riem toe. Nou, die mense wat Jesaja gelees het dit gevat as letterlik. Die Here gaan letterlik sy volk kom verlos. Hy gaan letterlik weer die tempel opbou. Hy gaan letterlik weer Jerusalem herstel ensovoorts ensovoorts. En selfs Esra en Nehemia het gekom en probeer om die tempel te herstel, om Jerusalem se mure op te bou, om die stad weer mooi en netjies te maak, terwyl God glad nie gepraat het van die fisiese dinge nie. God het gepraat van die gees. En die groot tragedie is dat die moderne kerk, 'n groot deel van hulle, vandag nog steeds 'n fisiese oplossing soek. Hulle soek 'n fisiese Jerusalem, hulle soek 'n fisiese tempel in Jerusalem en 'n fisiese Jesus. En die groot blydskap vir my vandag is dat ons 'n geestelike allesklaar het en dat Jesus binne in ons is. Wat meer wil ons hê as Jesus binne in ons? Die disippels daai tyd het Jesus by hulle gehad en toe kom Jesus, hy sê, dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan, en dis Johannes 16, dan as ek nie weggaan nie, kan die Gees nie na julle kom en binne in julle wees nie. So wat Jesus eintlik vir hulle sê, ek kom weer, en wanneer ek weer kom deur die Heilige Gees, gaan dit baie beter wees, want ek gaan nie net by julle wees nie, ek gaan in julle wees. Amen. Nou wil ek jou vra, wat is die beste? By jou of in jou? Nou as ons die in klaar het, Kolossense 1 vers 27, die groot geheim wat nou geopenbaar is, Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Die heerlikheid is nou binne in ons, want ons is die tempels, en daai Shekinah heerlikheid wat in die ou bedeling, waar God dan van die versoendeksel af gespreek het, waar die Shekinah heerlikheid was, is nou nie meer in 'n gebou nie, dis nou binne in ons. Kom dan, Amen. wie wil dit vat? Amen. Jy moet dit vir jouself begin sê, ek is geestelik verlos, geestelik het ek die oplossing, die Shekinah heerlikheid van die Here. Pastor Mimpie, jy praat nou van daai Shekinah heerlikheid, ek gaan Sondag aan en die weet jy wat, heerlikheid ons het dit in ons, en ons leef dit nou uit. So wanneer gaan jy bly wees, wanneer gaan jy gelukkig wees? Jy moet dit sê ek is klaar gelukkig. Wat wil jy meer hê as wat jy alles klaar reeds het? In Christus Jesus. Sê almal in Christus Jesus. In Christus Dis die kwalifiseerder. In Christus is alles volmaak, alles is reg en jy het jy verlossing. Goed. Nou, is interessant, verwoeste erfenisse te laat beerwe. Verwoeste erfenisse. Nou dink ons dadelik aan fisiese erfenisse. Maar wat is die verwoeste erfenis wat Adam en Eva toegelaat het dat dit verwoes word? Hulle het God se teenwoordigheid en God se glorie verloor. En nou sê hy, as ek kom, met ander woorde, as Jesus kom en hy sterf aan die kruis en staan op uit die dode uit, herstel hy daai verwoeste erfenis. En dis waarom Paulus bid, hy sê, ek bid dat die oë van jou verstand sal verlig raak, sê almal verlig, daar is die lig wie Christus is, sodat jy 3 dinge sal ervaar. Nommer 1 is dat jy die hoë roeping wat jy het in Christus sal verstaan, en dat jy geërf het, dat jy reeds geërf het. O, pastoor Jan, daai is jy gaan nie eendag erf nie, jy het klaar geërf, en dat die volle krag van die Here, dieselfde krag wat hom uit die dode opgewek het, nou in en deur jou werk, en dis die krag van liefde, sy liefde deur jou. Efesiërs 1 vers 16. Ek moet dit lees. Efesiërs 1. Daarom hou ek nie op om vir julle te bid nie, as ek aan julle in my gebede dink nie. Efesiërs 1:16. Ja. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, glorie, amen, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Sê almal is. Amen. Afgehandel. Erfdeel. Is. Jy het klaar geërf. So wat ons moet begin verklaar met ons ou mondjies is, ek het dit klaar.
Yes. Dankie Here, ons moet daai woordjie baie meer gebruik. Dankie Here, ek is wat U sê ek is. Ek kan doen wat U sê ek kan doen Amen. en ek besit klaar wat U sê ek besit. Nou, net terwille van die ouens wat luister, bid Efesiërs 1 en Efesiërs 3. Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 22 en Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. Kan jy daai Efesiërs 3 net gou vir ons lees? Ons lees so baie Efesiërs 1. Lees gou vir ons net daai Efesiërs 3 vers vers 14. ja. Om hierdie rede buig, laat ek net gou klaar sê. Okay. Bid hierdie twee gebede vir mense wat nie die Here dien nie. En ook vir jouself. En ook vir jouself. Maar bid dit soos wat dit hier staan. Ok, ek gaan lees. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, en dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. Ok, hier sit nou baie mooi. Julle wat in liefde, wie se liefde? Sy liefde, wat agape liefde is, onvoorwaardelike liefde is, goddelike liefde is, daai krag van daai liefde is eintlik die opstaanskrag. Wat, julle is daarin gewortel en gegrond. Mense, wanneer ons bid, wie van julle bid gereeld? Amen. Wie bid elke oggend? Amen. Hoe bid jy? Amen. Maak jy verklarings terwyl jy bid? Psalm 1 sê, oordink die woord, dag en nag. Dis deel van gebed, en ek praat daar van gebed. En dan kom jy tot jou volle reg as die boom wat geplant is by waterstrome. En wat is daai boom? Dis 'n liefdesboom. Jy is gewortel en gegrond reeds in sy onvoorwaardelike agape liefdeskrag. Amen. Dis in jou. So jy moet verklarings maak. Jy moet sê, dankie Vader, ek is dit. Vandag gaan ek dit wees. Vandag gaan hierdie krag van hierdie liefde uitwerk. Daai tweesnydende swaard wat uit my mond uitkom, wat u woord is, u liefdeswoord, na die mense in my lewe, en daar gaan groot verandering kom in hulle lewe en in my lewe. Want as jy tweesnydende swaard gebruik, kry jy meer terug. Jy verstaan jy as die woord, snap jy as die woord, as jy het begin bedien. Okay. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, soos pastoor Jan nou net Jy kan sê te ervaar. wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, Wow. en aan hom, hoofletter, wat mag het om te doen ver bo wat ons dink of bid. Verbe, wat dink jy? Ek dink van die muis ontstink. Dink oor. Ek so. Kom ons hoor wat kom uit ons mond uit. Ja, maar jy moet verstaan, ek het genoeg rede om so te kla. Mense, dit gaan jou niks help nie. Spreek die woord. Jy is 'n gesant. Jy's 'n dienskneg. Vergeet van jouself. Hou aan die woord spreek. Spreek die woord. Spreek Jesus in die omstandighede, teenoor die mense in jou lewe. En sê dankie. Ek het dit reeds. Jy is wat hy sê jy is, begin dit spreek. Want jy is dit ook klaar. Nou hier is my baie interessant. Ver bo wat ons dink of bid, volgens, luister mooi, volgens die krag wat in ons werk. Dis een ding om dit met jou brein te besef. Dis 'n ander ding om volgens die krag wat in jou werk hierdie te vat en Maar te ek het sê. nie krag nie. Ek het nie krag nie. Okay, wees bly. Jy het nie, jy's reg. Dis nie jou krag nie, dis sy krag. Jy doen dit nie met jou krag nie. Amen. Nou sê ek kan nie meer nie. Nee, jy kan, want sy kan is binne in jou. Sy krag is in jou. Kan die Here moeg word? Nee. So al wat jy moet doen is jy so voel, gaan raak stil en begin weer oor jouself verklaar wat die woord vir jouself klaar sê. Nou die ou wat sê ek het nie krag nie. Waar is jy op 'n Sondag? Hy is in duisternis, hy is donker. En waar is jy op 'n Woensdag? En waar is jy op 'n Dinsdag? Besig om En krag te het kry op 'n ander donderdag. plek. En
Jy's besig om jou krag weg te smyt oralste waar dit nie nodig is nie. Jy smyt jou krag weg Ek elke meen, keer wat jy moan en groan. As jy sien die kar se petrolliggie gaan aan, dan weet jy, kyk, hy moet nou by die petrolstasie uitkom, jy moet opvul. Nou wie van julle wat sien jou kragmeter is bietjie gedaal, nee, wat moet jy doen? Gaan plug in, man. Amen. Die wat nou elektriese karre ry, sal dit beter verstaan. Wat doen jy? Jy plug in. As die kar se krag begin min raak, dan gaan plug jy in. Ag, almal van julle het foontjies. Amen. Ek kyk so op jou foontjie. Ag, jou foontjie het jou. Hallo nou, foontjie. Wat sê jy vir my vandag? Wat wil jy vir my sê? Ek sien, my krag gaan uitloop. My foontjie se krag was. Wat? Jy's so slim. Jy's so slim. Jy weet, ek soek 'n charger. Maar jy kan nie slim raak om te dink jy moet geestelik gecharge word. Amen. En jy het nie eens 'n foontjie nodig of 'n charger nodig. En die charger is reeds binne in jou. Glo nou net. Kom, laai jou geestelike battery gereeld. Amen. Met die Here. Amen. Julle sal dit nie glo nie, maar om na die woord van die Here te luister en dit in te neem, gee jou ontsettend baie woema en krag. Nou baie mense sit en hulle luister, by die een oor in en by die ander oor, jy sal sweer, as 'n pyp van die linker oor na die regter oor toe, dit wat hulle hoor gaan, regdeur. Maar hulle wat die woord vat en dit inneem en dit Psalm 1 sê oordink die woord aan. Engelse vertaling sê mediteer die woord. Nou baie Christene, maar nie mediteer nie. Mag jy mediteer. Mense, die woord kan jy mediteer. Jy kan dit oordink. Oordink die woord. Die woord is Jesus. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon. Hierdie woord het jy vermoere hoor. Oordink dit. Luister hierdie woord. Meer oor en oor en oor. Jou krag is in hierdie woord. Jesus is in die woord. Die woord is die krag wat die openbaring, die lig wat jou vry maak. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you it's in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you it's in you, I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, all of my life, all of my strength, all of my hope is in you, it's in you. My lewe is in U, my sterkte is in U, my krag is in U, en U is in U. Ja, dis in God. Jou krag. Wie ons met die woord sing. Dis hoekom al die ons het so baie liedjies van die ou tradisie, van al die Pinksterkringe uit, wat soos gaan my nie verby, o Heiland. Nou die hele tyd in jou kop is daai ring dit. Jy gaan my dalk verby, die Here. Nee, ons het dit verander. U is my nie verby, o Heiland. Die Here sien almal behalwe vir my. Ons het so baie liedjies se woorde moes verander na geloof toe. Geloof is nou. So ons moet sing mense, sing. Julle moet meer sing. Vat die liedjies wat ons al so ontwikkel het en sing dit vir jouself. En kry die woord in. Ja. Daar's 'n verskil om daar te staan en jou oë is gegloe op die bord. My lewe as 'n eer, my sterkte as 'n eer, my hoop as 'n eer. Nee, maar en dan kry spoed, kry lewe. Dan kou jy so 'n bietjie aan die chappie. Ja. En jy kyk gou-gou wie gaan nou. En die ou langs jou raak aan die slaap, ja. En jy trek gou-gou jou klere reg en jy doen gou-gou dit. Jou aandag is nie daarby dit wat jy doen nie. Ja. En jy neem dit nie in nie. You are, the power is around you, but it's not in you. Ja. Dis al, en julle wat hier sit, dis vir my so lekker, julle gaan in. Okay. Om aan die gevangenes te sê, gaan uit aan hulle wat in die duisternis, kom tevoorskyn, by die paaie sal hulle wy, en op al die kaal heuwels
sal hulle weiveld wees. Ja. Nou hierdie is 'n belofte van verlossing en herstel, Ja. wat die Here gee vir almal. Amen. Maar dis nie, let wel, dis nie 'n fisiese ding, dat jy gaan, vandag staan jy op en jou bankrekening is 000 en môre staan jy op en jou bankrekening is soveel en soveel en soveel en soveel. Dis nie 'n fisiese ding nie. Dis die Here werk met jou geestelik van die binnekant af, buitekant toe. Nie van die buitekant af, binne toe nie. Wel, Van binne af, buitekant as jy toe. geestelik raak, meer Amen. tussen die ore. Psalm 23 is so mooi. Yes. Jy sit aan die tafel van Dawid, wat eintlik die woord is, dan salf hy jou kop met olie. Amen. Heilige Gees, jou kop raak geestelik, en dan is daar 'n wonderlike belofte. Net goedheid en guns sal jou volg. Ek wil vir jou sê, as jou kop vol geestelike woord raak, en jy begin jou bediening uitleef geestelik, net goedheid en guns sal jou volg. Daar sal genoeg wees, van alles. Hande sal vir jou oopgaan. Deure sal vir jou oopgaan, oral. So mense, kom ons vat die woord. Kom ons neem die woord aan en maak dit ons nommer 1. Nou vers 10, hulle sal geen honger en geen dors hê nie. Nou weer eens lees die mense dit en hulle sê, sien, hier staan dit in die Bybel, hulle sal geen honger en geen dors hê nie. Hoekom vra ek daar, ekskuus, hoekom sterf daar mense van honger en dors? Hy Ja, praat diere vrek, nie, nee, wil jy nou diere- sê ons is diere, jong? Diere vrek, ja, mense sterf. Moet bykom. Ekskuus, dit was 'n slip op die tong. Hoekom is dit dan so? Hy praat nie hier van fisiese kos nie. Hy praat van geestelike manna wat jou vol maak en wat jou sterk maak. En die woestyngloed en die son sal jou nie steek nie, want hulle ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. Oh, Psalm 23, hy laat oeh. my neerlê in groen weivelde Johannes na 6. water van rus is, lei hy my heen. Johannes Ja. 6. Nee, Johannes 6 wat Jesus sê, hy is die brood van die lewe, die manna wat uit die hemel neergedaal het, en hy is die lam wat geslag is. Jy my eet en my bloed drink, het jy die ewige lewe. En dis die woord. Hierdie woord wat ons nou het aangaande Jesus, wat ons dan nou so eet en drink, ervaar ons ewige lewe. Wat is ewige lewe? Ewige lewe het nie tyd nie, het nie afstand nie, het net die teenswoordigheid van ons hemelse Vader. Amen. Pastoor Jan, ek is op pad na Johannes 6 toe waar Jesus sê, die lewe wat ek jou gee sal word 'n fontein. O, jy's Johannes, jy's ook Johannes 7. Johannes 7, 7. 53 daar rond. Kyk, 7. ja, 53? 57, 53. 37. 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En die oomblik wat mense dit lees, dan dink hulle aan Coke en koffie en water en Milo en Praat van dors, jy is dors vir die Here. geestelik. Yes. Baie mense weet nie hulle is dors nie. Kom ek stel dit so, as dit met jou beroerd gaan en jy voel alles is teen jou en daar's niemand wat jou help nie en jy hou self nie aanbringingspartytjies, dan sê jy dors. Jy is eintlik ontsettend dors. En Jesus kom en hy sê, as jy dors het, as jy sukkel in die lewe, hier is jou antwoord. Kom drink van my. Nou wat is ons vanoggend besig om hier te doen? Ons drink hierdie woord. Hy is die woord. Hy sê, kom drink van my en hierdie drank sal binne in jou word. Geestelike water, riviere van water, sê 'n ander vertaling, fonteine van water, Strome van wat uit jou lewende binneste, water. sê almal binneste, Uit jou so waar binneste. gebeur al hierdie dinge, wat uit In jou jou binneste binneste. uitvloei tot in die ewige lewe. Amen. En dit het hy gesê van die Heilige Gees wat hulle sal ontvang. Mense, hierdie woord, die Heilige Gees bring nou hierdie woord en maak dit vir jou lewendig. Maar wie van julle het al weet die Heilige Gees is binne in jou? Jesus het die prys daarvoor betaal, en as jy hom nog nie aangeneem het nie, neem hom aan, vang die Heilige Gees, ervaar die Heilige Gees kragtige werking nou, wanneer jy hierdie woord hoor, en word wakker tussen jou ore, en nou besef jy, wow, ek het eintlik klaar alles, en dankbaarheid begin uit jou mond uitbreek, en jy begin sê, dankie Here, ek het dit, dankie Here, ek het dit, ek is klaar wat U sê ek is, ek kan doen wat U sê ek kan doen, en ek besit klaar wat U sê ek besit, en wanneer jy daai beklarings begin maak, tweesnydende swaard, veral as jy vir ander begin vertel vir ander mense ook wie hulle is,
Skud hulle 'n bietjie so in die skouers. Word wakker jong. Kom ek sê vir jou wie is jy in Christus Amen. Jesus. Hierdie mense wat so kla en moan, gaan na hulle toe, vat hulle aan die skouers, skud hulle 'n bietjie en sê, "Wat kom ek vertel vir jou wie jy klaar is." Hulle sal so geskok wees, hulle sal vir die hele dag stil bly en nadink oor wie hulle klaar is. Sê amen. Ek dink aan op 'n stadium het daar hierdie mense wat van die wagtoring, ek gaan nie hulle naam noem nie, maar die mense van die wagtoring gaan maar so in die strate af met hulle pamfletjies en hulle goed en toe op 'n stadium toe pastoor Jan die fout gemaak om hulle een keer in te nooi. Soos jy hulle een keer innooi, skryf hulle in hulle boek jou adres. Daai ou het ons ingenooi. En dan maak hulle 'n nuisance van hulle self. In elk geval. Maar die Bybel sê, moenie stry oor die woord van die Here nie. So dis nie reg om te stry nie. En 'n mens wil nie met sit met die Bybel en sê, maar hier is julle verkeerd en daar is julle verkeerd en daar is julle verkeerd en daar is julle verkeerd. En die spesifieke aand kom die mense weer daar en hulle wil net vir ons vertel van hulle. Is alles mind. Ja, wat hierdie is niks spirit nie. Kan ek net iets ingooi? Wat hierdie ouens eintlik doen is, hulle neem wêreldgebeure raak en dan wil hulle dit nou terugbring na die Bybel toe. Hulle doen met ander woorde eisogesis. Ander woorde, wat my opinie is, wat ek nou in die wêreld sien gebeure, nou wil ek die skrif verstaan. Nee, dis verkeerd om. Jy moet exogesis doen, beteken uit die skrif uit, moet jy na die wêreld kyk en dan die wêreld verstaan. So wat die woord sê, is die waarheid. En die woord in die konteks waarin dit staan, en dan lees jy ook in al die ander plekke waar dit staan, dan kry jy die waarheid. En dan sê jy sien, die tydsberekening van die meeste mense is uit, oor, soos nou baie onlangs wat ons gehad het, dis nou die wegraping. Het dit toe nou gebeur in 23, 24 September? Nee, glad nie. Ons het natuurlik voor die tyd geweet, dit is sommer net 'n blufspel, want mense doen eisogesis. Hulle neem die wêreldgebeure plan. Dis Rusland maak nou oorlog met Oekraïne en Israel is nou in 'n gedrang en Iran gaan nou vir Israel aanval en nou is dit die einde van die wêreld. Mense, is nie die einde van die wêreld nie. As die Bybel praat van die einde, dan praat van die einde van 'n bedeling, die ou bedeling wat meer as 2000 jaar terug is toe die tempel verwoes is, finaal in 70 na Christus in die 1ste eeu, 2000 jaar gelede, was dit die einde van die wêreldbedeling van daai tyd klaar. Toe kom die spesifieke wagtoring mense nou die aand in. En nou begin hulle. Hulle begin by Genesis. Jy weet, en dis nou hulle dogma en hulle dogredes en wat. En pastoor Jan cut hulle short en hy sê vir hulle, weet julle wat? Hy sê, ons moet ophou praat oor die woord, kom ons gaan doen die woord. Hy sê, kom ons gaan nou hospitaal toe en ons gaan bid almal vir almal wat siek is. Want Jesus sê, hy sal lê hande op die siekes en sal gesond word. Glo julle dit? Kom ons gaan, kom nou. Kom ons klim in die kar en ons gaan nou hospitaal toe. Want ons het dit op daai stadium gedoen. Weet jy hoe vinnig het hulle op pamfletjies opgevou en hulle Bybeltjies toegemaak en daar's hulle uit by die deur. Hulle sê nee, hulle is nou besig om nou hulle ding te doen. Hulle is uitgestuur om die pamfletjies uit te deel. Ek sê nee. Ons gaan nou doen wat Markus 16 sê. Hulle wat siek is, ons word lê in die hande op. Julle is ons gelowiges. Nee, kom, ons gaan nou die hande op lê. Gaan na hospitaal. Weg is hulle. Nooit weer terugkom nie. Amen. Hy sê, want hulle ontfermers sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water. Nou, hier kan ons weer 'n liedjie sing. There is a fountain. Maar ons gaan hom nie nou sing nie. Okay. There is a fountain that flows from God above. There is a river that never shall run dry. Okay. Ja. En hy sê, en ek sal al my berge tot 'n weg maak. Nou, hierdie laat my so dink in Mark 11:24, as jy vir die berg sê, werp jou op, hef jou op en werp jou in die see, en nie in jou hart twyfel nie, maar doen wat jy sê,
sal gebeur net dit wat jy sê. En wat vir my baie mooi is, as dit nou hierdie 5de bytjie pas Die voltooi. 5de bytjie van die padpad is dit. Julle moet tog gerus almal wat luister een of ander tyd my kontak kan speel ons bietjie saam padpad, maar ons speel dit om die woord en in die woord. Amen. Nou hierdie is baie mooi, hierdie bytjie se naam is gebed van geloof en dit is Markus 11 wat Jesus sê as jy vir hierdie berg sê. En net daarna sê hy as jy staan en bid, glo dat jy reeds ontvang het. En dan sal dit so wees. Dis ware geloofsgebed. Nou hierdie pypie is ook baie lekker wat ons gemaak het, so hoogte gemaak, soos 'n berg om bo op is die pypie. En as jy dit kan regkry om die bal direk in daai pypie in te kry, dan gaan hy sommer reguit in hardloop, hole in one in die pypie oor die berg. So dis eintlik baie lekker. Ons het hierdie padbaan wat ons ontwikkel is om die visie en missie uit te beeld van wat ons die Here vir ons gegee het in hierdie gemeente. En die visie en missie is vat die woord, die tweesnydende swaard uit na die behoeftes van die mense. Amen. En my groot paaie sal opgevul word. Kyk, hulle hier kom van ver en hulle daar kom van die noorde af en van die weste af en hulle daar kom uit die land van die Siniete. Nou weer eens, as die Jode hierdie ding lees, dan vat hulle 'n kaart en hulle probeer dit fisies verstaan. Hulle sê, sien, die Jode wat daar bly, moet kom, en die Jode wat in die noorde bly, moet kom, en die Jode wat in die suide bly, moet terugkom, en almal moet terugkom na Jerusalem toe. En Dis nie wat hy van praat nie. ons verstaan die geestelike beeldspraak en nou as dit Geestelike beeldspraak praat Ja. van alle mense wat op die aarde is. Jesus het gesterf vir almal wat hom wil aanneem. Kom van die noorde af en as jy Jesus aanneem, dan is hy vir jou. Of jy kom van die suide af, as jy Jesus aanneem, is daar plek by die kruis vir jou. Verstaan julle die beeldspraak wat hy hiervan praat? Juig, jubel o hemele en juig aarde en berge breek uit in gejubel, want die Here het sy volk getroos en ontferm hom oor sy elendiges. Die ontferming wat God gee, is die ontferming wat Jesus Christus aan die kruis sou gee. Dis nie 'n ontferming om te sorg dat jou nes geveer is en jou karretjie lekker sag loop nie. Dit is 'n geestelike nou ontferming. ondanks die feit dat al hierdie wonderlike dinge alreeds vir hulle in plek was, kom hulle en sê, maar Vers Sion 14. sê die Here het my verlaat En die Here het my vergeet. Baie keer hoor 'n mense dit sê. Miskien het jy dit self gesê of ek het dit gesê so 'n week terug. Waar is die Here? Dit gaan nie goed met my nie. Die Here het my verlaat. Nee mense. Pragtig wat hy hierso sê, kan 'n vrou dan haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans het ek, hoofletter, jou nie vergeet nie. Ek wil hê jy moet Ek dit onderstreep wil- en jy vir jouself sommer vandag sê, die Yes. Here sal my nooit vergeet nie. Ja, jou kinders vergeet jou, jou vriende vergeet jou, maar die Here sal jou nooit vergeet Amen. nie. Sê dit vir jouself. Amen. Jou man vergeet jou dalk, of jou vrou vergeet dalk julle huweliksherdenking, of wat, maar die Here sal jou nooit vergeet nie. En ek wil vir die mense sê wat nou hierso luister, die Here sê, ek het jou nie vergeet nie. Nee. Vers 16, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Woe, halleluja, halleluja. Wat bedoel hy daarby? Waar is Jesus se handpalms gedeurboor? Aan die kruis. Aan die kruis. Vir wie het hy dit gedoen? Vir jou Koos, Sunny, Sodat- Annie, Jannie, Pietie, Koosie, Klaasie. Ek weet nie wat sy naam ek nog kan Sodat deur- Gladys, Susie. As jy nou die hele volk opgenoem het, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou hier is vir my baie mooi, waar is die beste plek vir 'n gewonde persoon of 'n gewonde lidmaat van jou om te wees? As jou vinger seer en jou vinger is gewond,
Dan sê hy, nee, ek hou nie van hierdie seervinger nie, en dan skroef jy hom af, né? En dan sit jy hom op die rak. Dan sê jy, nou bly jy daar tot jy gesond is. Is dit wat jy doen? Ja. Nee, die beste plek vir daai seervinger om te wees is aan die lyf. Sê aan die lyf. Aan die lyn. Die beste plek vir jou, meneer, mevrou, Amen. om te wees as jy seer het en jou lewe is nie lekker nie, is vas aan die liggaam van Christus. Sê amen. Amen. Dis die plek waar jy moet wees. Nee, maar so jy my bietjie verskoon, ek voel nie so goed nie. En die mense hou nie van my nie en ek hou ook nie van hulle nie. En nou bly ek maar by my huis. Dis nie 'n plek waar jy gaan gesond word nie. Die plek waar jy gesond word is in die liggaam. Ja, die liggaam is nie volmaak nie. Christus is volmaak en die liggaam is veronderstel om volmaak te wees. En baie van die lede sukkel maar 'n bietjie nog, maar die plek waar ons gesond word is in die hospitaal aan die drup. Sê amen. Yes. Ja, nee pastoor, ek gaan gee my kansie. Ek sal weer kerk toe gaan as ek beter voel. Is dit wat vir die dokter sê? Die dokter sê, jy moet ernstig opgeneem word by hierdie toestand van jou. Nee dokter, los my bietjie by die huis. Ek sal hospitaal toe gaan as ek beter voel. Nee, jy gaan hospitaal toe, jy word op die drip gesit, juist omdat jy dit nodig het. So wanneer jy siek is en jy voel nie goed oor jouself nie en oor dinge nie, is die beste plek om te wees is in die liggaam. Nee, daar's net 'n klomp heiliges daar, maar dan gaan jy nog, wat sê hulle, skynheiliges, né? Onheiliges, maar tog gaan jy na die supermark toe, né? Want daar's almal heilig, né? Dan moet jy van die supermark ook wegbly, hoor. Okay. Ja. Wie pastoor Wimpie, ons sal nou hierdie in 2 dele moet. Ek sien so, Want ons gaan nou, ons moet nou afsluit, ja. Anders gaan ons oor. Ek sien so. Maar vir almal van julle, jou naam is geskryf. My naam word geskryf op die palm van sy hand. U gee my sieraad veras. Ja, dis mooi. My naam word geskryf Nou jy kan daai op die verander. palm van sy hand. My hand is geskryf. Ja. My hand is geskryf. My naam is geskryf op die palm van sy hand. En as jy na die palm van jou hand kyk, gaan jy ook daar sien. Sy naam is op jou hand geskryf. Sê amen. Ons moet afsluit. Ons sal moet, ja. Ja. Maar dis wonderlik, nê? Nee? Dis wonderlik. Die Here het jou nie vergeet nie. Hy sal jou nooit vergeet nie. Ons dink baie keer aan mense, dan dink ons, "Haai, mense kan net aan 3 mense op 'n slag dink." Daar's 'n liedjie wat wil opkom. Ek sal jou nooit vergeet nie. Is dat so 'n liedjie nie? Miskien moet ons so 'n liedjie maak nou. Die Here sal jou nooit vergeet nie. Ek ken nie daai liedjie nie. Maar ja, Nou, daar's so 'n liedjie. baie keer dink ons mense kan net een ding op 'n slag doen en mense kan net een keer op 'n dag aan jou dink. Onthou, God is nie soos wat mense is nie. God hou almal in die palm van sy hand. Amen. Dankie Vader. Dankie Here vir die woord. Dankie Here, u woord is water. U woord is kos. U woord is krag. Vir troost. Dankie Here, dis vertroosting. Here, dit gee ons 'n hoopvolle toekoms. Dankie Here, dit lig die wat moeg geword het weer op. Dit gee hulle nuwe hoop en 'n nuwe lus vir die lewe, Vader. Ons dankie Jesus vir die prys wat u vir ons betaal het aan die kruis op Golgotha. Ons prys u daarvoor. Amen.